Welkom by die tweede deel van ons geskiedenisles oor die belangrikheid en die simboliek van Oranje in ons volk se geskiedenis. Die gelowiges wat die groot kerkhervorming gesteun het, is die protestante genoem. En toe dit nou blyk dat die protestantse beweging baie groot word, het die Romeinse kerk hulle wreed begin vervolg. Hulle het dit die inkwisisie genoem en hulle het die protestante uitgemoor. Koning Philips van Spanje was seker die wreedste vervolger en hy het die protestante in Spanje heeltemal uitgemoor. Maar hy het ook oor die Nederlandse provinsies geheers. Hy het daar ook die protestante wreed vervolg en met kwai belastings belas. In Frankryk het die protestante sterk weerstand gebied onder leiding van generaal Coligny teen die vervolging van die Romeinse kerk. Maar in die Nederlande was daar nie iemand wat leiding geneem het om so verset te organiseer nie. Deur 'n ingryping van die Here het daar toe 'n interessante sameloop van omstandighede ontstaan. Die graaf van Nassau in Duitsland, se seun Wilhelm, het 'n prinsdom geërf. Die prinsdom se naam is L'Orange of Oranje. Dit is nou in 'n deel wat nou 'n deel is van Frankryk. Toe hy nou prins word, prins Wilhelm van Oranje, het koning Philips hom aangestel om toesig te hou oor die provinsies in Nederland. En toe hy daar die vervolging van die Romeinse kerk ervaar, die wreedheid daarvan, het hy beswaar gemaak by koning Philips. Maar koning Philips het nie daaraan gesteer nie. En prins Wilhelm van Oranje het toe 'n verset georganiseer in die Nederlande. Hy het ook 'n klomp soldate in Duitsland gehuur, klomp manne in Duitsland gehuur om as soldate op te tree om hierdie verset te dryf. Die 80-jarige oorlog was van groot betekenis vir die 7 provinsies van die Nederlande, vir Suid-Afrika en vir die hele westerse beskaaf. Die 7 onafhanklike provinsies het 'n nuwe staat, Nederland, gevorm. Die heldedade van duisende wat in die 80 jaar hulle lewe opgeoffer het die dankbare nageslag met trots vervul en aangemoedig om ook in vredestyd op beste kragte aan hulle land te gee. Nederland het toe 'n haven geword waarheen vlugtelinge kon kom, protestantse vlugtelinge kon kom waar hulle vervolg is. En daarom met die Franse hugenote wat uit Frankryk uitgevlug het en ook die Duitse protestante wat daar vervolg is, het na Nederland toe gevlug. Nou, Nederland is maar 'n klein landjie en hulle het nou nie werk gehad vir al hierdie vlugtelinge nie. Dis ook hoe die Here dit bepaal het, dat dit dieselfde tyd was wat die verversingspos aan die Kaap gestig is deur Jan van Riebeeck. En dit het geleentheid geskep waar hierdie mense na die Kaap toe kon kom om daar te kom boer, voedsel te kom voorsien vir die skepe wat verbygaan. En dit is hoe dit gebeur het, dat hierdie reeks gebeurtenisse gelei het tot die vestiging van ons voorouers aan die Kaap. In kort kan ons sê dat God vir die Nederlanders 'n leier gestuur het. Nederland was toe vry en al die protestante uit die hele Europa kon na Nederland toe vlug. Al die protestante kon toe na Nederland vlug uit die hele Europa. Nederland is maar 'n klein landjie. Kon ons voorouers in Europa aanbly? Nee, hulle moes vir hulle geloof vlug en daar was nie plek in Nederland vir almal nie. Die Here het Suid-Afrika reggemaak vir hierdie geloofstryders. Ons kan dus sê, die Here het ons hier gesit en hy kan mos nie foute maak nie.
Wat is alles oranje wat ons herinner aan ons voorouers se geloofstryd in Europa? Ja, wel, ek wil begin deur te sê die Nederlande het nou mos hierdie stryd gehad teen Spanje in die Roomse Katholieke vervolging en hulle het geveg onder Prins Willem van Oranje en dit is nou waar die oranje vandaan kom, die prinse vlag, oranje, wit en blou en nou nog in Nederland hulle sportklere is oranje. Dit is as gevolg van hulle herinnering aan die geloofstryd. En hier by ons het ons die Oranje rivier wat nou die grootste rivier in Suid-Afrika is. Nou wees daar Geriep rivier is, hulle verander mos nou al die name. En ons het die Oranje Vrystaat, die Republiek van die Oranje Vrystaat gehad, wat nou die Oranje as plus weggevat het, wat ons nou kan maar net die Vrystaat is. Ons het die landsvlag van die Republiek van Suid-Afrika was die oranje, wit en blou, soos ons gepraat het, oranje, blanje, blou. Daai oranje dui ook aan daai is ook 'n simbool daarvan. Dan die Vrystaat vlag, hierso sê jy langs my. Jy sien hoe prominent die oranje strepe in die Vrystaat vlag is. Ja, dan die rugby span, die Vrystaat Cheetahs, hulle kleur is oranje. Hulle het altyd met oranje klere gespeel, nou is dit wit met oranje, maar die oranje is nog daar. En hoe sweet ek nou met my sakdoek kry. En ons het baie herinneringe aan die oranje. En dit is 'n groot ding in ons geskiedenis. Dit herinner ons aan 'n baie groot saak. Was dit 'n fout vir ons voorouers om Suid-Afrika toe te kom? Wel, ja, kyk, kom ek sê so, baie mense sê nou dit was, en ons moet onthou dat die hele koms na die Kaap toe uit Europa was beskik deur die Here. Hy het soveel ingrypings in die geskiedenis gemaak wat ons gedwing het om Kaap toe te kom. Ons het die vervolging, die wrede vervolging van die Roomse Kerk het protestante uit Duitsland en Frankryk en selfs uit Engeland laat vlug na die Nederlande toe en daar was nie werk vir hulle gewees nie en hulle was baie goeie boere, veral die Franse. Die ander het ook hulle sterkpunte gehad, maar hulle die Verenigde Oos-Indiese Kompanjie wat nou die handelspos of die verversingspos in die Kaap gestig het. Hulle het die mense na Suid-Afrika toe gekom, eintlik na die Kaap toe. Daar was nou nie Suid-Afrika destyds nie. Suid-Afrika is eers in 1910 gestig. Maar daar is soveel momente en toe ook in die trek na die binneland toe, al die wonderwerke, al die ingrypings van God, wat ons net laat besef hoe betrokke hy was by hierdie hele proses. Maar as ons na die gebed van Jan van Riebeeck luister, toe hy 2 jaar nadat hy in die Kaap was, en gesê het, wat is die doel van hulle sending daar, was nie net 'n verversingspos nie, maar ook om die Christelike evangelie na die suidpunt van Afrika te bring. En sy gebed was dat ons hier 'n lig sal wees, 'n lig vir wat Christus se lig sal laat skyn in Suid-Afrika of in hierdie gebied. Ek wil nie altyd sê Suid-Afrika nie, want dan die mense dink dit is 'n vaste eenheid, maar dit is wat ons hier, ons primêre doel is om 'n God vererende volkshuishouding vir hom te wees,
wat ons ook in die tyd van Dr. Verwoerd was, destyds. En ons kan dit weer wees as ons buig voor die Here, buig voor sy gesag, sy wet aanvaar as die hoogste gesag en volgens sy wil leef en dan sal hy weer vir ons dit gee. En dit is ons doel. Dit is ons doel hier in hierdie gebied is om sy lig te laat skyn. So ons het 'n groot doel hier. Hierdie was deel 2 oor die geskiedenis en die betekenis van die kleur oranje. In deel 3 sal ons praat van die wonderwerke tydens die 80-jarige oorlog en ook die koms aan die Kaap en Jan van Riebeeck se gelofte